Goeiemiddag, ek lees ons vandag uit Spreuke 16 vers 3. Laat wat jy doen aan die Here oor, dan sal jou voornemens geluk. Sondaande het ons praise and worship aande by die kerk wat ons die Here loof en eer en dan kniel ons en dan wag ons op sy teenwoordigheid om ons te versterk en vir ons nuwe krag te gee vir die week wat kom. En daar was vir ons gesê, nadat dat ons vir ons 'n gebedsmaat moet vind en dat ons elkeen vir 1 minuut lang vir mekaar moet bid. En met die daar 'n vrou langs my gestaan en ek was heel gemaklik toe sy vir my kop knip om te sê, okay, sal jy saam my bid? En ek knik my kop saam om te sê ja, want ons was saam deur die doopbad en ek dink toe by myself wel, ons is min of meer op dieselfde vlak, want ons het saam die gawes van die Heilige Gees ontvang. En ek weet ook sy bedien vir die Here. En met die sien ek 'n groot gesalte van die kerk. So mamma kom staan voor my en sy kom hou my op my lyf vas en sy begin vir my te bid. Ek kon net by myself dink om te sê, dankie Here vir hierdie groot seën. En toe sy bid, toe voel ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees so sterk, dat ons in trane begin uitbars, ons gevoel van die Here se heiligheid. En toe dit my beurt is om te bid, toe vind ek nie woorde nie. En ek sien daar was vir my gekyk, en na die tyd, toe moes ons in tale bid, en ons gaan toe huis toe, en ek dink toe met myself, en ek praat met die Heilige Gees, en ek sê, Here, geef vir my die regte woorde, om vir daai mamma te bid. En ek is in die kombuis en nadat ons die hek gesluit het, hoor ek iemand voor by die hek wat wil inkom en ek loop buite toe en met so met die uitloop tel ek my klein hondjie op en toe ons buite kom, toe sy baie braaf en sy blaf vir almal en toe terugloop en ek kyk, ek dink toe by myself en ek soos, weet jy hoe klein jy is? En met die kyk sy my op in my oë en met soveel liefde en sy is so kalm. En ek dink toe myself, hoekom gaan sy worry? Hoekom gaan haar enige bekommernis wees? Want haar ma is by haar en sy weet sy is veilig, sy weet deur wie sy beskerm word. En toe ek sit en wag op die Heilige Gees, kom net na my toe. En ek bid vir daai besonderse mamma. En ek sê net dankie Here, dat U my so geseën het met daai ma wat vir my kom bid het. Ek kon nie woorde kry nie, want as mens vir haar kyk, wat se gebed het sy nog nie gebid nie? Wat se skrif het sy nog nie gebid nie? Waar het sy geestelik nog nie gegroei nie? En dit kom na my toe, die skrif, wat jy saai, sal jy maai. Ek bid en ek sê, Here, ek bid dat elke mamma daar buite kan bid soos hierdie mamma wat ek kan is. En so bid ek ook, Here, elke gebed wat daai mamma al uitgestuur het, dat sy al oes sal ontvang. En toe voel my hart gelukkig van, hoeveel jare het daai mamma nie al gebid, en op haar knieë gegaan, en skrif gekwoteer nie. So, toe sê ek net vir die Here dankie, want waar ons is in ons lewe, maak nie saak op wat se vlak jy is in jou werksberoep of waar jy gegroei het in jou huwelik of jou gebedslewe of jou pad met die Here nie. Ons mag dalk so klein voel, maar wanneer ons ook uit ons Vader kan ons weet, ons is veilig, want hy beskerm ons en hy lei ons. So my vraag is aan julle, wat is julle voornemens? Wat kan julle vir die Vader gee, sodat julle kan geluk?